ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 125. Ek is professor aan ons Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat u so belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of miskien iets wil weet of iets wil deel, is baie welkom. Moet net nie vir my lang boodskappe stuur nie, dit is onmoontlik met al die WhatsApps wat ons kry elke dag, want ons hou daarvan om elkeen wat 'n boodskap stem, 'n stemboodskap of wat ook al, om hulle te antwoord, en partykeer is dit 'n groot klomp werk, so kom ons hou dit kort en saaklik, maar dat ek u nie ontneem van die voorreg om met my te kan praat nie. En ek dink ek spesiaal nie, nee, dis my voorreg om met u te kan deel en u te kan bedien. Sou u belangstel in enige van die boeke of enigiets nodig het of 'n vraag het, kontak ons by ons WhatsApp 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, u is verskriklik welkom, altyd welkom. Gaan na deel 1, begin voor, u het reeds 'n magdom inligting verloor of gemis. Uiters noodsaaklik dat u moet inteken op die YouTube kanaal, sodat u al die kennisgewings van al die verskillende studies kan ontvang. Moenie vergeet nie ook die Engelse studies nie, baie sterk. Hierdie boodskappe is lewensveranderend, skryfblok en 'n pen is uiters noodsaaklik, en natuurlik Bybel 1933 of 'n 53 Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, hier waar ons aan die einde van die week gekom het, wil ons sê baie dankie dat u ons in hierdie week geseën het, Vader, en vir die geopenbaarde woord. Elke oggend dat u met ons gedeel het. Vanmôre bid salf die woord, maak dit lewend. Spreek u tot ons deur die Ruach HaKodesh. En Vader, dat strome van lewende waters uit ons kan voorkom. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua, volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se sessie vir u 'n groot seën gaan wees. Ons besig met die boek Spreuke, hoofstuk 11, soos deel 6. Hy sê in vers 6, ek sê deel 6, vers 6. Hy sê die geregtigheid van die opregtes red hulle. Die geregtigheid van die opregtes red hulle. Weet jy wat, dit is nie net 'n eenmalige, ek wil amper sê gedoente nie. Nee. Dis 'n pad om te stap. Die geregtigheid van die opregtes. Daai opregtes, die bruid van Jafashua, red hulle. Die heiligmaking, kom ek verander die woord geregtigheid, die heiligmaking van die opregtes, die bruid van Jafashua, red hulle. Elke dag in heiligmaking. Party dae kry ons dit baie maklik reg, ander dae is dit 'n bietjie moeiliker. Maar nie een keer is dit dat Jaffa wil sien dat ons verlore gaan nie. Maar ons gaan deur toetse wat hy toelaat, laat dit gebeur. Hy bring nie die onheil oor ons nie. Hy bring nie die probleme oor ons nie. Hy laat toe dat dit gebeur, want ek en u kan net groei wanneer ons sekere toetse geslaag het. Dis lewenstoetse, dis hoe 'n mens groot word. Dis hoe 'n mens volwasse word, van 'n kind af na 'n jong mens na 'n volwassene. Dis toetse deur die lewe, waar jy gestamp en skuur het. En dis wat hy sê, die geregtigheid van die opregtes red hulle. Dis wanneer ek daai stamp en skuur en ek besef, maar ek kan dit nie uit myself uit doen nie. Alleen gaan ek dit nie maak nie.
En dis wanneer ek my fokus swaai op Jahwe my Elohim, Jahwe en die werkinge van die Ruach HaKodesh. Verstaan jy? Dis wanneer ek erken, ek kan dit nie maak nie. Laat my dink jare en jare terug, daar in 1975, toe Margate nog Margate was, toe dit nog die vakansieplek was, aan die Suidkus. Is ons op vakansie daai Desember maand, en swem, en ek is 'n ster swemmer al my lewe. Ek kon 2-3 keer op 'n lengte van 'n swembad onder water swem, versterk, skrikkelike sterk longe, vandag nog. Nou nie so meer soos nie, maar nog steeds sterk longe, deur die genade van Jahwe. As ek besig om te swem, en ek besef nie, ek het in 'n seestroom beland nie, en ek trek al verder weg, van die strand af. En dis toe ek myself kry, toe sien ek dat ek is so ver weg van waar die laaste mense is. En daar's amper, ek wil sê, wanneer die paniek intree. Is dalk vrees. En ek besef dat ek het nie die krag wat ek nodig het om terug te kom daarvoor nie. Want hierdie seestroom vat my in. En dis wanneer die jong oukie, met die branderplank, maar hy het nie van die voorkant af gekom, hy het van agter, hy was besig om met die branderplank te ry, van die kant af besig is om te pedal, en ek dan vir hom sê, asseblief, wil jy my nie help, ek is besig om te verdrink. Ek kan nie glo dat die lifeguards my nie gesien het nie. Want hierdie was nie 'n lifeguard, dit was net 'n ou wat besig was om branderplank te ry. En ek vir hom vra, kan ek net aan jou branderplank hou vas? Want ek gaan dit nie maak terug nie. En waar hy my dan toelaat, toe ek die branderplank vat, toe vat ek hom. Want ek het geweet, my vermoë gaan my nie daar aan die kant uitkry nie. En baie keer dan in ons geestelike lewens het ons nodig om ook van ander om ons gebruik te maak. So vir daai jong man, wel ek was self 'n jong gewees, was voor die geboorte van my eerste kind, Niklas. As daai ou nie met daai branderplank daar was nie, dan was ek jare terug nie eens daar nie, so ek nooit die voorreg gehad om die woord aan u te bedien nie, maar ek het iemand anders nodig gehad om in die lewe te bly. Dit wat ek vir u wil sê vanmôre. Ek het nodig gehad om aan hierdie plank te hou vas. Ek het nodig gehad om daai man te vra, kan ek jou plank hou vas? En daai plank was in die vermoë groot genoeg om ons albei drywend te hou. En hy het gepedal strand toe, tot ek by die mense kom, waar tussen die mense is, en ek dan vir hom dankie sê, en ek vir hom sê, jy het my lewe gered vandag. En daar draai hom die ou terug, en hy swem terug see toe. Ek en u vanmôre het ook ander mense nodig, baie keer, om net aan vas te hou. En ek sê nie ons moet ons hoop op mense en konings en prinses stel nie, maar Jahwe stuur ander mense om ons deur hierdie proses van heiligmaking, die geregtigheid, te help. Hy stuur iemand anderste wat deur die situasie wat u deurgaan, hy stuur so een oor jou pad, wat dan soos 'n branderplank is waar jy kan aan vashou. Hoekom? Omdat ek die ondervinding het. Ons is die kundiges, ons het dit reeds deurgemaak, ons het ervaar. En as jy wil verdrink, dan moet jy sê, sorry, los. Ek sal myself daar voorkom. Ek sal weer daar voorkom. Ek garandeer jou. As die lifesavers jou nie sien en jou kom uithaal nie, gaan jy ook deel van die nuusberig wees 6 uur vanaand.
waar hulle sê, jongman het verdrink by Maagheid op in die see. Verstaan jy wat ek sê? Ons het nodig om te besef dat Jaffa stuur mense in ons lewens in. Hoe anders sou het gewees het as Jaffa nie om tuis in ons lewe ingestuur het nie? Hoe anderste as pastoor Rika nie eers die woord gesien het nie? Hoe anderste? Hoe sou ons by die openbaring uitgekom het? Ek weet nie. Maar Vader gebruik mense om ons in ons lewenspad van heiligmaking te onderskraag en te help, en in die bediening. So stuur Jaffa mense om vir ons te bid in die bediening. So stuur Jaffa ander mense om finansiëel te help ondersteun in die bediening. Sonder gebed en die finansies en die ondersteuning en die menswees van ander mense, kan die bediening nie bestaan nie. So wat sê ek vanmôre vir u? Ons het mekaar nodig. Ek bedien die woord, u het 'n verantwoordelikheid om die bediening aan die gang te hou. En dan kom ons by ons heiligmaking uit, die geregtigheid van die opregtes red. So wat daai branderplank my gered het, daai oggend in 1975. Hoe verskriklik is dit? As daai man nie daar was nie. En ek wil hê ons moet vanmôre sê, hier met die naweek wat voor ons lê, Vader, laat ek bietjie om my kyk. Is daar mense wat u na my toe stuur om my te help dra en werk aan die geregtigheid van die ewige lewe? Of wil u my gebruik om ook ander dalk te help red? En te help dra aan hulle las? Dalk is daar iemand anderster wat, dat u is dalk die sterk ene, wat op die branderplank is. En daar is iemand anderster daar buitekant, wat in hierdie naweek gaan sê, kan ek net aan jou branderplank vashou? Anders gaan ek dit nie maak nie. Wat is daar in ons lewens wat die ander mense sal wil aan vashou? Ons is lig, vars brood, vars water en vars sout, lig wat skyn. In 'n oomblik van stryd en nood, kan iemand anders sê, Prof, bid vir my. Of Johan, bid vir my. Of Broer Wynand, bid jy vir my. Of Suster Estel, bid jy vir my. Is dit moontlik? Kan dit gebeur? Jy sien, dis hoekom ons moet wees dit wat Jaffa wil hê, ons moet wees. Hy sê die geregtigheid van die opregtes red hulle. So ek wil vanmôre sê, kom ons laat toe vanmôre dat Jaffa so 'n bietjie aan ons skaaf, om hierdie geregtigheid in die ruach verfyn te kry, afgerond te kry, glad te maak. Hoekom? Dat ek in die koninkryk van Jafashua aanvaarbaar kan wees. Tot so mate dat ek kan deel hê om by ander siele gered te kry. Die tweede gedeelte van Spreuke 11:6 sê, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang. Deur hulle eie begeerlikheid. Hierdie ding. Hulle eie gedagtes. Word die ontroues gevang. Hulle stap blindelings in daai ding in. Die geregtiges, die geregtigheid, die heiligmaking. Onthou wat die geregtigheid is, die heiligmaking. Die heiligmaking van die opregtes, van die bruid van Jafashua, dit red ons. Maar deur hulle eie begeerlikheid, as ek dit nie het nie, as ek nie vanmôre die geregtigheid, die heiligmaking het nie, as ek nie deel van die bruid van Jafashua is nie, dan my eie begeerlikheid
word die ontroues gevang. Deur die sloop van die sondemag gaan jy gevang word. As jy nie in heiligmaking belewe nie. Die Bybel sê streef na heiligmaking waarsonder niemand die koninkryk van Jahwe sal sien nie. Apostel Paulus kom en hy sê ek hardloop soos een in 'n resies om die prys te wen, om eerste op die podium te staan. Om eerste daar te wees. Dis tog waarvoor elke atleet oefen. Ek het nog nooit gehoor van 'n atleet wat oefen om tweede te kom nie. Want die eerste ou wat tweede kom, of die ou wat tweede kom is die eerste ou wat verloor het. En geen atleet wil 'n loser wees nie. Hy wil 'n wenner wees. Ou Dani Botha, jare terug, toe ons almal jonk was, het daai lied gesing, wenners, wenners, wenners wil ons wees. Weet jy, hy wil net sy hele hart oopgemaak het, en sê ek wil ook wenner wees in die woord, die totale woord, want hy kan so 'n magtige instrument wees. Wenners wil ek wees. Nou, hoekom dink ek nou aan ou Dani Botha op hierdie oomblik? Wenners wil ek wees. 'n Lied, wenner, wenner, wenners, wenner, dit het hom so populêr gemaak. Maar hy bly vasgevang in die teologie van die NAR. Hoe jammerlik. Dan sê ek weer, hy kan so 'n magtiglike instrument word. So die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar as ek nie toelaat dat die roog in my werk nie, dan gaan ek deur my eie begeerlikheid in ontrouheid gevang word. Dis wat die woord sê. Kyk nou Spreuke 11 vers 6. Maar in hierdie dag wil ek sê, kom ons wees verander, soos daai branderplankryer wat my lewe gered het. En kom ons kyk of ons die oorsaak kan wees in die naweek en in die dag dat iemand anders se lewe gered was. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid vir ander en sê Vader, maak hulle oop om ook by die bonatuurlike geopenbaarde waarheid te kom. En kom ons wees 'n blessing vir ander in die mooiste naam Jahwe. Tot maandag as Vader lewensgesondheid spaar. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.